Goeiemôre julle. Ek hoop dit gaan baie goed met almal. En vandag wil ek met julle 'n bietjie gesels oor saad. Die saad wat ons in ons grondgebied geplant het sonder dat ons dit ewen agtergekom het, sonder dat ons dit ewen geweet het. Soos jy op 'n punt in jou lewe is waar jy nie kan verstaan hoekom al hierdie goeders met jou gebeur en jy verstaan nie wat en waarom, hoekom en al daai goed nie. Jy lewe in die lig en jy wandel op die regte pad en jy probeer. En maar die dinge gebeur nog steeds nie lekker met jou nie. So ek wil vandag met julle gesels oor saad. En terwyl ek besig is om nou hier te sit en net soos my woorde net agter mekaar te kry. Ek weet nie of julle hierdie boksies kan onthou nie. Hierdie boksies was al, ja, hulle bestaan al vir baie lank. En ja, ironies, dit sê koringkorrels. En wat is koringkorrels? Dis soos daaglikse saadjies. So dit is hierdie kaartjies wat 'n mens altyd gekry het en dan het jy nou enetjie getrek en dit was jou versie vir die dag. Maar wat ek vandag met julle wil deel is baie dinge gebeur oor ons pad met ons en baie dinge vind plaas oor ons pad. En baie keer kan ons nie dit altyd alles verstaan nie. En dit voel net soos jy weet, jy kan nie lekker sin maak van dit nie. Maar ek wil met julle gesels vandag oor saad wat in jou grondgebied geplant was, reg deur jou lewe. Dit kan wees saad wat jy geplant het, of dit kan wees dat jy op 'n stadium iemand in jou lewe toegelaat het wat saad in jou grond ingedruk het. En vandag net om te identifiseer wat is goeie saad en wat is slegte saad. So ons almal ken die Bybelversie wat sê dit wat jy saai sal jy maai. En baie keer word daai Bybelversie heeltemal uit konteks uitgebruik en hy word gemanipuleer tot die beswil van die persoon wat hom sê. En vandag is nie een van daai gevalle nie. Vandag wil ek dit in 'n ander lig met julle bespreek. Vandag wil ek dit in 'n ander perspektief met julle deel. Ja, dit wat jy saai, gaan jy maai. Iewers in jou lewe gaan daar 'n oes wees. Iewers in jou lewe gaan jy moet pluk dit wat opgekom het. En dit is my punt vandag, is deur ons lewe plant ons saad, of saad word in ons grondgebied geplant. En dit kan goeie saad wees, of dit kan slegte saad wees. Maar ons moet op 'n punt kom waar ons soos voor jou grondgebied gaan staan, en jy kyk jou grondgebied so, en jy kyk en jy sien, okay, wel, weet jy wat, ek wil hierdie hele grondgebied gaan stroop. Ek wil al die onkruid, al die vuilheid, al die slegte sade wil ek uithol, en die goeie sade wil ek nurture, ek wil hulle versorg, en ek wil hulle lewende water gee, sodat hulle kan groei. Want dis dalk saad wat jy in die grond ingedruk het, maar dit het nog nie gerealiseer in jou lewe nie. Dit het nog nie 'n oes in jou lewe gebring nie. So iewers het die slegte saad daai goeie saad beïnvloed, of was dit deur die grond, of was dit deur jy dit al nat gemaak, die goeie saad nat gemaak, terselfdertyd die slegte saad water gekry en daai slegte vrotwater het oorgevloei, of hoe ook al, wat ook al die weet plaasgevind het in daai tydperk. Maar vandag wil ek vir julle vra, of vir julle sê, of met julle deel, dat hoe jy jou grondgebied kan stroop, hoe jy jou tuin, jou grondgebied, wat jy jou saad insit, hoe jy dit kan skoonmaak, sodat daai slegte saad nie eers by die punt kan kom waar dit vrug kan dra nie, sodat dit regtig vandag net vernietig en verwyder kan word uit jou grondgebied uit, en dat die goeie saad kan vrug dra. So wat jy saai sal jy maai. Iewers in jou lewe moet jy daai oes ontvang, en jy moet met daai bord sit, daai kos, of daai vrug, of daai groente, of wat ook al moet jy sit. Nou, die purpose is om dit te keer, laat dit nie slegte goeders is nie, laat dit nie 'n bord gevul net met slegte dinge sal wees nie. So hoe maak ons grondgebied skoon? Hoe reinig ons grondgebied, en hoe versorg ons die goeie saad? Jy gaan op 'n half soos op 'n metaforiese trekker moet klim, op 'n
geestelike trekker moet klim met 'n ploeg en jy gaan deur jou hele grondgebied moet gaan. En kom ons fokus eers op die slegte saad. As dit slegte saad is, dan gaan dit by jou kom waar jy gaan die Heilige Gees moet vra, was dit iets wat jy in jou lewe geplant het, of was dit daar geplant deur iemand anders? Jy kan of bewus wees daarvan, of nie bewus wees daarvan nie. Maar as dit saad is wat jy in jou lewe geplant het, dit kan wees voordat jy liewe Jesus ontdek het, voordat jy jou lewe vir hom gegee het, en voordat jy begin wandel het in die lig. Maar die purpose is om daai saad uit te kry. Die purpose is om daai saad te verwyder. So hoe verwyder ons dit? Om dit te herken, dit te besef, en as dit was deur jou, die verantwoordelikheid te vat daarvan, maar ook om die vergifnis te kry daarvan. Ons het nie net nodig om ander mense te vergewe en vry te spreek nie, maar jy het ook nodig om jouself te vergewe en vry te spreek. En dis hoe jy die vryheid van die waarheid gaan ontvang, is wanneer jy jouself ook kan vryspreek. So om te gaan en te sê, okay, Heilige Gees, wat is slegte saad? Hoe kan ek hierdie slegte saad in my lewe verwyder? Hoe kan ek dit wegvat? En dan laat hy jou lei en jou leer oor hoe jy dit kan uithaal en dit uit jou grondgebied uit kan kry. Want onthou, die hele purpose is sodat jy jou grondgebied kan genees, kan reinig en heilig, sodat dit wat jy van vandag af in jou grond gaan plant, dat dit goeie vrug gaan wees, dat dit gesonde vrug gaan wees, en laat dit regtig sal realiseer in jou lewe. So om te gaan en te sê, okay, dit is die slegte saad, ek vat die verantwoordelikheid daarvan, ek vra die vergifnis daarvan, en ek haal dit uit my grondgebied uit, voor dit op 'n punt kom waar dit vrug kan dra. En dan om te gaan en te sê, okay, maar hierdie is goeie saad, maar hoekom groei dit nie? Hoekom het dit nog nie vrug in my lewe gedra nie? Sodat die Heilige Gees jou dan kan wys, okay, maar weet jy wat, ek gee vir jou die lewende water. Vat hierdie water en gaan giet dit uit oor daai saad. Ons het nou die grondgebied deurgewerk, ons het die grondgebied skoon gemaak. Die slegte saad is verwyder. So hy gee vir jou daai lewende water wat jy nodig het om daai saad lewe te gee, sodat dit kan plaasvind in jou lewe, sodat die oes wat jy dan daarvan af gaan kry, laat dit kan begin realiseer in jou lewe. En om dan van daar af seker te maak dat jy jou grondgebied verwerk saam met die Heilige Gees. Want onthou nou, as jy nou op daai trekker gaan klim en jy begin nou met daai trekker ploeg en jy haal al hierdie vuilheid uit, terselfdertyd neem jy jou grondgebied terug. Maar as jy jou grondgebied teruggeneem het, is dit baie belangrik om daai grondgebied te vat en te sê, Here Jesus, vat dit op na die hemel toe, reinig en heilig dit, en bring dit gesond terug af aarde toe, sodat ek vandag saam met U gesonde saad in my grondgebied kan plant, oordeelkundig kan wees oor die saad wat ek in die grond indruk, en ook oordeelkundig kan leer, of wees oor wie ek in my grondgebied toelaat, sodat hulle nie slegte saad in my grond kan saai nie. Hy gaan jou daai onderskeiding gee, hy gaan jou daai kennis gee, hy gaan jou daai wysheid gee, en van vandag af gaan jy leer hoe om gesonde saad in jou lewe te sit, maar ook hoe om dit te versorg, hoe om dit op te pas, sodat dit kan groei. Want jy wil op die einde van die dag, wil jy in jou tuin kyk, of in jou grond, wat jy jou saad in gaan plant, wil jy kyk en jy wil sien, yes, maar daar's 'n appelboom, daar's 'n lemoenboom, daar's 'n narkieboom, daar's piesangs, al daai goeders, en hulle is sappig, hulle is gesond, jy weet die vrug is sommer groot en net lekker. Jy wil dit in jou lewe hê. Jy wil nie soos die vyeboom wees wat Jesus vervloek het nie. Jy wil gesonde vrugte in jou grond hê, en jy wil gesonde bome in jou tuin hê. So, ja, mag jy vandag op 'n punt kom waar jy 'n stilte oomblik ervaar, waar jy kan gaan in jou binnekamer en jy kan bid en sê, Here Jesus, help my grondgebied skoon maak, want ek wil vandag, wil ek goeie saad in my lewe groei, ek wil goeie vrug dra, en ek wil dit die res van my lewe dra, en ek wil goeie bome in my grondgebied hê.